Nou ja, dis nou tyd om geldsaake te bespreek en ons handig dinge nou oor aan ons eie minister van Finansies, Tuis van Sail, met 'n segment wat ons noem The Bull and Bear Report. Tuis. Ja, wel, is lekker om hier so te wees, lekker op 'n vakansiedag. So ek hoop die meeste van julle lê nog in die bed en kyk 'n bietjie markte saam met ons vanoggend. So ek gaan dit so interessant maak as moontlik, maar soos wat ons altyd begin. Boom. Ons gesels 'n bietjie markte. So natuurlik die JSE het laasweek in die groen gesluit met so wat 1,34%. Hulpbronne in die rooi gesluit met so wat 2,37%. So natuurlik ook goud het bietjie in die rooi gegaan, weet met so 0,52% en olie. Ons gaan nou 'n bietjie gesels oor olie wat natuurlik weer op die opwaartse pad is as gevolg van China waar ons nou 'n bietjie gaan gesels. Maar as ons dan ook gaan kyk na die S&P 500 en die Nasdaq, laasweek het hulle baie beter week gehad as die vorige week. Albei is ongeveer op in die omgewing van 'n average van so wat 5%, wat natuurlik goed lyk vir internasionale markte, maar nog steeds kom hulle net nie oor daai 10% marge van jaar tot datum, soos wat die JSE op hierdie stadium presteer nie. So weer eens JSE, glo dit of nie, uitpresteerder, well done boys, let's keep it up. So ons is daarom iewers in die wêreld, is ons een van die topmarkte en dit is natuurlik beskikbaar op die JSE. Die rand het bietjie swaar getrek, hy is in die omgewing van so R18.70 die laaste week getryd en natuurlik die kragtige pond in die omgewing van net so onder die R25 marge. So spaar nog so 'n bietjie, jy gaan nie nou Europa toe of vakansie hou daar nie, tensy jy klaar 'n paar ponde daar het. Natuurlik, dan kan jy maar gaan, maar vat my ook net saam asseblief. Alright, so as ons daarna gaan kyk, die eerste berig wat ons bietjie vandag gaan bespreek, is natuurlik China en olie. So as ons gaan kyk, China self, kan julle glo Pieter, een van die topprodusente van olie wêreldwyd. So as ons weer eens gaan kyk, hulle is net so onder Irak wat op hierdie stadium die 5de plek het met so 4,5 miljoen barrels per dag. Okay? Maar teenoor wat som Amerika se allermintige 20 miljoen barrels per dag is nog steeds jou voorste produsent van olie. Maar weer eens, net na Amerika is Saudi-Arabië met so wat 10,2 miljoen barrels per dag. So wys jy maar net hoe groot oorhand het absoluut Amerika die oorhand van olie. En daardeur het hulle besluit, as jy gaan kyk, China het eintlik sy monetêre beleid afgeskaal sedert 2015 om minder olie te produseer en hulle het hersien 10 jaar later waar hulle vandag een van die topprodusente is, ongeag of hulle byvoorbeeld elektriese wat son toebehore wil vorentoe druk, is hulle nog steeds 100% afhanklik van olie. En daardeur het ons laas maand rekordhoogtes gesien van China wat natuurlik olie aangekoop het vir reserves en daardeur ook natuurlik het dit die olieprys opgestoot en as ons gaan kyk ook 'n verswakte rand teenoor dollar, ja, daai pompe gaan dalk 'n klein bietjie duurder word in die nabye toekoms. So ons volgende berig waarna ons gaan bietjie gaan kyk is natuurlik Trump se eerste 100 dae se administrasie. So weer eens, daar is 'n poll gedoen op hom, of 'n poll, as ek dit so kan stel, Elsie gaan nou 'n beter woord gee vir daai ene. 'n poll, 'n meningspoll of 'n Meningspeiling. Meningspeiling was daar gewees en so wat 39% van Amerikaners stem op hierdie stadium nog steeds saam met Trump met sy monetêre beleid teenoor Amerika se ekonomiese stand van sake en natuurlik belastingheffings en alles wat saam met dit gaan en die res van hulle is maar klein bietjie either wil nie hulle sê nie of is eenvoudig net neutraal, maar gaan Amerika byvoorbeeld in 'n resessie kan gaan vir as hulle aangaan wat hulle aangaan? Ek glo nie. Ek dink dit is meer daai ding van my eerste 100 dae is my baie belangrik om vir die ouens te wys listen is op business en dis eintlik nie politiek nie, maar dis eintlik ons dinge gedoen kry. En ek dink ja, dis baie belangrik vir Amerika op hierdie stadium en veral die Donald Trump administrasie. Hulle is bietjie afgegradeer met hulle uitkyk, jy weet vir hulle kom ons sê hulle GDP groei is omtrent afgegradeer van 2% na ongeveer 1,4% in die eerste kwartaal. Maar weer eens as ons daarna gaan kyk, as 'n ekonomie soos Amerika wat die eerste wêreldland is, nog steeds met 1.5, enigiets oor 1% basis, jy weet, is 'n baie goeie ekonomiese groei vooruitsig in elk geval vir enige eerste wêreldland soos byvoorbeeld nie Suid-Afrika nie. Alright, die volgende storieetjie waarna ons 'n bietjie gaan kyk is natuurlik vir julle dames, is Shein en Temu. So met ander woorde, dadelik slaan die Chinese terug en hulle sê daar is tariefverhogings so hoog soos 377% op sekere kombuisware. Okay, so as jy gaan sien, maak net seker jy kyk vir sekere goedjies wat jy gaan koop en sekere goedjies wat jy nie meer gaan koop nie. En natuurlik, as ons gaan kyk, hulle top 100 produkte is op met so wat 51% selfs. So weer eens, as jy gaan kyk wat jy gaan koop, 'n bargain is net 'n bargain tot jom,
koop. Alright. En natuurlik Temu omtrent ongeveer op met 110%. So kyk maar net 'n bietjie vir daai. Uit die aard van die saak op die einde van die dag, gaan die ou wat die swaarste gaan trek is maar altyd die verbruiker. Ja. As dit in 'n stil oorlog is en of dit 'n gewone oorlog is, maak nie saak nie. Jy gaan altyd aan die agterkant trek. Maar kyk maar net weer eens vir daai spandering. Daar op die skerm is 'n paar van die goedjies wat uitskieters is. As ons bietjie daarna ook kan gaan kyk, jy weet so hier so langs my, as ons gaan kyk, eyebrow gel efforts, so daai eyebrowtjies en die jellytjies wat ons gebruik is omtrent 199% oop. Tweezers 168% op. En natuurlik so ook gaan kyk na manual chicken meat shredders, Pieter 210%. En natuurlik Pieter vir jou ook daai wax. Alright, daai wax strips en wax wipes 205%. Pieter, jy gaan vir jou 'n supplier moet kry my vriend. Anders is dit wax on wax off vir jou pel. Alright, so dit is van my kant af, van hierdie kant af. So ek het nie heeltemal voorberei soos wat ek wou nie, want die markte maak nie oop vandag nie en ons gaan lekker rus. So geniet jou rusdag in elk geval en dan môre dan sal ons weer 'n bietjie gesels, jy weet, oor finansies en waar ons staan. En natuurlik donderdag, dan kyk ons op wins en verlies, dan sal ons 'n bietjie die markte weer saamvat en 'n paar aandele uitwys ensovoorts. Harde werk wat vir jou voorlê. Guys, ons beweeg nou aan na ons volgende storie wat van dese week in die koerant verskyn het waar hulle eintlik vir jou aangehaal het. Inflation is at its lowest point in 5 years, but the ordinary South African is not feeling that. We're actually feeling even more pinched and even trying to draai elke sent om because there seems to be no relief. Ja, as ons kyk, tussen 3 tot 6% is die mikpunt van die Reserwebank, jy weet, om inflasie te kan behou, om ten minste net tussen daai marges te kan hou. Maar weer eens, die algemene probleem wat die Suid-Afrikaner daar buite het, is die feit dat inflasie mandjie wat basies gemonitor word uit daai 40 goedere, is nie noodwendig die 40 goedere wat jou gewone salaristrekker belastingbetaler uitkoop nie. So met ander woorde, om daai mandjie van 40 eenhede te gaan kry tussen 3 tot 6% is nog steeds nie 'n maklike proses om dit daar te handhaaf nie, maar as jy gaan kyk al die ander produkte wat daar buite is, ek en Pieter se lekker rooi vleisie, as ons kyk 'n wyntjie, as ons gaan kyk selfs blits, as ons gaan kyk mediese fondse, as ons gaan kyk mediese onkoste, petrol, al hierdie bygehoor wat ons ook gebruik. Okay. So daai hardloop in die omgewing van tussen 10 selfs tot 15%. Okay. En nou die grootste probleem wat ons het is ons verwag rentekoersverlagings hierdie jaar te moet aangaan so wat dit laas jaar aangegaan het. En ek het in daai brug het ek wel gesê, besop dat Suid-Afrika nie 'n rentekoersverhogings gaan kry met inflasie wat weer buite beheer kan raak nie. Want as ons kan onthou, ons het laasweek so vinnig gesels oor basies die wet, jy weet van 15 na 15,5 en toe word dit geroep weer terug. So as ons gaan kyk die impak daarvan is ons moenie vergeet van 2018 nie. Ons is geneig om baie vinnig te vergeet. 2018 het ons wel gegaan van 14% na 15%. Hoe kan julle dit onthou? So ons is geneig om goeders te vergeet. Okay, en die impak daarvan was eenvoudig baie gewees as ek ou gaan kyk, want dit tref jou, kom ons sê, lae inkomste trekker. Okay. En dan het dit 'n effek op die ekonomie, want ewe skielik spandeer jy minder. En jy spandeer minder op goederes wat jy nie eintlik nodig het nie, wat nie aldag 'n slegte ding is nie, maar 'n slegte ding vir jou ekonomie en jou algemene groei. So weer eens, ek weet nie waar in Suid-Afrika daai deficit, en om dit in 'n Engels woord te gebruik, te gaan haal nie. Dit het natuurlik ook 'n impak op mense se begrotings en hulle spaargeld. Ja, want onthou, sodra jy meer moet uitgee, gaan jy minder spaar. En Suid-Afrika ongelukkig het een van die lande wat altyd die beste gewoontes in spaar gehad, een van die slegste lande geword wat spaar aanbetref. En nie as gevolg van slegte gewoontes nie, maar eenvoudig vir die feit dat jy kan dit eenvoudig net nie meer bekostig nie. En dan baie keer gaan mense byvoorbeeld sê, ja, maar ek het 'n werkspensioen, so dit is genoegsaam vir my vir aftrede, want dit sis my nie aan. Maar daai is nie eers 'n derde van wat jy gaan benodig om fisies te kan onafhanklik te kan aftree nie. So wat 9% van Suid-Afrikaners kan eintlik onafhanklik aftree. So en die ander praat ons eers van hoeveel is aan kom ons sê grants wat hulle moet ontvang om fisies te kan oorleef as 'n ou persoon. Ja, en jy het nou vergeet van die mense wat dalk 'n ou pensioenvretertjie het wat in die huis rondloop. So dit gaan selfs nie verder as dit nie. Maar as die Reserwebank besluit om die rentekoerse onveranderd te hou, wat beteken dit prakties vir gewone Suid-Afrikaners met skuld of die wat probeer spaar? Ek dink sodra ou praat van rentekoerse, en ons praat van dit kan styg of dit kan daal of dit bly net so wat dit is.
elke persoon daar buite wat korttermynskuld het of selfs langtermynskuld het, wil graag hê dit moet daal, want jy voel onmiddellike impak. Ja. So met ander woorde, 'n normale Suid-Afrikaner het amper 80% skuld, jy weet op sy salaris. So as jy vat, jy weet 80% skuld, jy weet op jou salaris, 0.5% tot 1% maak 'n groot verskil. Maar as jy aan die ander kant byvoorbeeld wet het wat opgaan na 1% toe en rentekoerse wat nie verlaag na 1% minder nie, dan kan hulle mekaar nie uit basies faseer nie. Maar nou is dit nog steeds daai risiko van waar gaan Suid-Afrika daai geld bekom. So al kry ons rentekoersverlagings, dan is dit nog steeds goed. Maar ek sê altyd vir die mense, as jy gewoond is aan 'n sekere inkomste, dit wat jy minder kan spaar of wat jy nie hoef uit te gee nie. So juis, as jy daai rentekoersverlaging gehad het, is jy veronderstel om seker te maak jy vat eintlik daai geld en jy gaan sit dit weg. En baie keer dan sê ons vir onsself ja, maar in wat? Byvoorbeeld, education plans, ons kinders wat ook al. Neem 'n anniteit uit vir jou kind. Vandag al. Neem 'n R250 premie uit vir jou kind. Vandag al. Dis 'n langtermynbelegging en alles wat jy plaas jou kind soveel verder vorentoe vir sy ou dag op die einde van die dag. En ek dink daar's 'n klomp tips wat 'n ou kan kry, jy weet rondom jy weet besparings en waar om dit in te sit en hoe om dit te bestuur. Ons het nie baie tyd oor nie, maar ons fokus nou baie op die pensioenvretertjies vandag, lyk dit vir my. So dalk net 'n laaste wenk van jou kant af aan mense in die verband. Kyk, nommer 1 is as jy 40 is, moenie nog kinders hê nie. Jy weet so makliks dit, maar niks speel. Asseblief vergeef my vir daai ene. Natuurlik mag jy nog kinders hê, maar ek dink wat baie belangrik is in vandag se tyd is jy as ouer moet klaar begin beplan vir jou kind. En om in daai tradisie inkry van dat hy geld verstaan van die begin af. Wys hom hoe werk 'n kredietkaart en afbetalingsreëlings. Wysheid. Dit klink vir my na baie goeie raad. So ek wil net jou daaraan herinner dat indien jy by Goeiemôre Good Morning wil adverteer, jy gerus 'n e-pos na ons toe kan stuur by sales@creatorsway.co.za. Bly ingeskakel want net hierna gesels ons spookstories met die ster van spooksoeker Rico Immelman.